Uit die woord van God, geliefdes, lees ons weer uit Psalm die 2de hoofstuk, tenminste die 1ste hoofstuk, Psalm 1. Psalm 1. Dis bladsy 562 in die Ou Testament in my Bybel. Psalm 1. Psalm 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal doodloop of sal vergaan. Ons lees net tot daar. Vanaf die 4de vers lees ons, so is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons het vanoggend gelet op die gelukkige mens wat op weg is na die ewigheid. 'n Mens waarvan die Bybel skrywe dat hy is welgeluksalig, hy is so gelukkig. Hy smaak daar die geluk in alle omstandighede, ook in die omstandighede waarin dit onmoontlik is om gelukkig te kan wees. Hierdie man of hierdie vrou of hierdie seun of dogter is gelukkig omdat hy die goddelose se weg vermy, omdat hy die wet van die Here oordink, en omdat hy soos 'n boom is wat by die waterstrome geplant is. Hy is ingeplant in die bron van ware geluk, naamlik in Jesus Christus. Hy smaak volkome geluk, en daarom is hy 'n gelukkige mens wat op pad is na die ewigheid. Want hierdie pad van hom is 'n gelukkige pad, is die weg van God. Maar geliefde, ons het ook vir u gesê dat ons vanaand met u spreek oor die ongelukkige mens. In ons tekswoorde word daar 'n tweede mens beskrywe, naamlik ook 'n mens wat op pad is na die ewigheid. Maar hierdie mens is ongelukkig. In plaas van om geluk in sy hart te hê, is daar ongelukkigheid. In plaas van om in sy huwelik gelukkig te wees, is hy ongelukkig. In plaas van om in sy werk gelukkig te wees, is hy ongelukkig. In plaas van om in sy verhouding daagliks in die skool gelukkig te wees, is hy ongelukkig. Dis 'n mens, geliefde, wat 'n ongelukkige pad bewandel, wat ook op pad is na 'n ewigheid. Maar hy is ongelukkig. Want geliefde, die Bybel sê, hierdie ongelukkige mens is ongelukkig, omdat hy sonder God is, sonder Christus. In die 2de vers staan, tenminste in die 4de vers staan daar geskrywe, so is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. 'n ongelukkige mens, geliefde, is iemand wat 'n goddelose mens is, sonder God. Hy is so skaf wat deur die wind verstrooi word.
Sy ongelukkigheid bestaan daarin, geliefde, dat hy 'n goddelose mens is, en dit bedoel nie dat hy 'n hoereerder of 'n owerspeler of 'n dronkaard of 'n dief of 'n moordenaar is nie. Hy kan 'n predikant op 'n kansel wees, hy kan 'n ouderling in 'n bank wees, hy kan 'n diaken wees, hy kan sondagskool hou, hy kan 'n goeie mens wees, maar tog sê die woord van God, hy is 'n ongelukkige mens, want hy is sonder God. Waarom is hy 'n goddelose mens? Waarom is hy ongelukkig? Goddeloos beteken iemand wat in 'n ongelyke of 'n ongelyke oordeel of stryd gewikkel is. Dis iemand wat staan in die gereg, maar hy trek ongelyk. Met ander woorde, hy delf die onderspit. En dan in hierdie verband, geliefde, as die woord van God dit in Hebreëus gebruik, dan is dit iemand wat voor God staan in geregtigheid, maar hierdie mens staan voor die regter en hy staan in ongelykheid. Met ander woorde, hy is soos Farao wat erken dat dit is hy wat in die ongelyk staan met God. Dit is iemand, geliefde, wat godsdienst mag besit, wat 'n mooi lewe mag besit, wat 'n vroom lewe mag besit, maar dit is iemand wat sonder God is. 'n goddelose is godloos, hy is sonder God. En hoekom is hy sonder God? In ons taal beteken dit, geliefde, hy is sonder Jesus Christus. Hy mag 'n lidmaat van die NG Kerk wees. Hy mag 'n predikant van die NG Kerk wees. Maar as hy vir Jesus Christus nie besit nie, as die Seun van God nog nie kom instap het in sy hart, in sy lewe nie, dan is hy sonder Jesus en daarom is hy sonder God en godloos. Hy is goddeloos. Is Jesus vanaand in uw hart, in uw lewe? Of is hy vanaand nog die ongelukkige mens sonder hom? Maar juist, geliefde, omdat hy sonder God is, sonder Jesus in sy hart, daarom is hy ongelukkig, want hy is so skaf wat deur die wind verstrooi word. Ek kan onthou dat die dae, ekskuus tog, toe ons nog met die sekel die koring afgesny het in Namakwaland, het ons die gerwe by mekaar gemaak en op 'n wa gelaai en dan na die misvloer gery, en hierdie misvloer word gesmeer, en dan word die gerwe gepak op hierdie vloer, en die esels of perde word geneem, en hulle draf al in die ronde op hierdie vloer, en hulle trap die koring, hierdie are, toe hierdie gerwe wat daar lê. Dit alles word in die oggend gedoen, en in die namiddag wanneer die westewind opkom, dan is hier die gerwe fyn getrap. Dan word die wanstok geneem, of die wanvurk word geneem, en die graan, en die stoppels, en die kaf word in die lug en opgegooi, en dan kom die westewind, en hy skei die kaf van die koring. Terwyl daar die kaf en die koring in die lug en opgegooi word, kom die westewind en hy waai die kaf weg, dat hy een kant op die vloer gaan lê, terwyl die koring reg afval en kom lê op 'n hoë. Waarom is dit dat die kaf so maklik deur die wind geskei word van die koring? Omdat in die kaf is daar geen put nie. In die kaf is daar geen lewe meer nie, hy is dood. Daar is geen krag meer nie. Nou sê die woord van God dat die ongelukkige mens, geliefd, is ongelukkig, want hy is soos die kaf. Daar is geen put in sy lewe nie.
Daar is geen lewenskrag nie, want Jesus se krag en Jesus se lewe in hom ontbreek. Daarom is hy so skaf. Johannes die Doper verkondig, as hy sê dat Jesus sal kom, en hy wat na my sal kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En kyk, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy versamel en saambring in sy skuur, maar die kaf sal deur onuitbluslike vuur verbrand word. Die goddelose mens, geliefde, is ongelukkige mens, want hy is so skaf. Hy word geskei van die koring. Die koringkorrel met sy lewenskrag, die koringkorrel met sy groeikrag, met die put daarin. Die val reg af as hy uitgewand word, want die wind kan hom nie wegdrywe nie, want daar is lewe in hierdie koringkorrel. So sê die woord van God, geliefde, sal by die einde van die tye die goddelose mense geskei word van die regverdige. Die ongelukkige mens, geliefde, op pad na die ewigheid is ongelukkig, want hy so skaf wat deur die wind verstrooi word. Daar is geen put in sy lewe nie. En sekere niggie het eendag in Alexanderbaai, ek het nog nie die Here God geken nie, maar ek kan onthou dat daar die aand toe by hulle aan huis was, het sy vir my gesê, Niels, jy is daarom 'n swakkeling, jy kan nie eens 'n bier drink nie. En in my goddelose toestand, in my godloosheid, alhoewel ek nog nie 'n kind van God was nie, het ek daar die aand gedink, dit kos nie 'n man om ja te sê vir 'n bier nie, maar dit kos 'n man om nie te sê. Die goddelose, geliefde, kan nie sê nie. Hy is 'n swakkeling. Hy is 'n mens sonder put. Hy is 'n mens sonder lewe. Sonder lewe. Hy is 'n mens soos die kaf wat van die koring geskei is deur die wind. Hy word weggewaai en die vuur verteer hom, want daar is geen lewe in hom. 'n mens sonder Jesus Christus is sonder lewe, ware lewe. Want hy is sonder die ware geluk, sonder die bron van die lewe, Jesus. So is die mens, geliefde, hy is 'n ongelukkige mens, want hy so skaf in die wind. Daar is 'n tweede rede waarom hy ongelukkig is. Hy is ongelukkig, geliefde, omdat hy geen bestaansreg in die lewe het nie. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Hierdie mens wat godloos is, wat nie Jesus as sy lewe het nie, wat nie die Heilige Gees van God as sy krag in sy hart en in sy lewe het nie, geliefde, is 'n mens, is 'n goddelose mens, wat nie sal bestaan in die oordeel nie. En hierdie oordeel is op die eindtyd gerig. Daar kom 'n oordeelsdag, geliefde. Alweg huise gemeente kan lewe soos hulle wil. Maar daar kom 'n dag, geliefde, dat ons in die oordeelsdag van God sal rekenskap gee van elke sondag wat ons nagelaat het om in die huis van God te kom. Van elke preek wat vanaf hierdie kansel gegaan het, hierdie banke, hierdie mure, hierdie dak sal het verkondig in daardie dag. Dit sal soos 'n bandopname masjien sal het kom, en dit sal soos 'n beelskoop voor ons oopgevlek word. En elke sondaar in die gemeente sal sien. Hulle sal van Neelsprins sien staan. Hulle sal sy woorde hoor, die woorde wat hulle nie wou gekom hoor het nie. God se woord nie.
Maar in daardie dag, geliefde, sê die woord van God, is hy 'n ongelukkige mens. Want hy sal nie bestaan nie. Letterlik, hy sal nie staan in hierdie oordeel nie. Hoe kan hy staan voor die oordeel van God? Hy sal nie kan bestaan in daardie dag nie, geliefde. Hy het geen bestaansreg nie, want hy sonder bid, hy sonder lewe. Hy so skaf wat in die onuitblusselike vuur gewerp word. Daar is 'n oordeelsdag, en hy's baie naby. Hy's 'n tree tussen u en my. Die volgende tree wat ons gee, kan die oordeel wees. Sal ons kan bestaan in daardie dag. My broeder en suster Marie en ek hoef nie te wag vir daardie dag nie. Die goddelose mens het geen bestaansreg nie. Hy's 'n ongelukkige mens, want hy kan nie bestaan nie, want weet jy, hy's 'n klaar veroordeelde. Jesus sê hierdie ontsettende woorde. Hy sê in Johannes 3 vers 18, hy wat in my glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat in my nie glo nie, hy wat my nie aangeneem het nie, hy wat nie vir my ontvang het nie, is alreeds veroordeel. Die mens wat vanaand in Alberghuis lewe, geliefde, en wat nog nie vir Jesus aangeneem het nie, wat hom nog nie ontvang het in sy hart en sy lewe nie, staan klaar onder die oordeel van God. Hy hoef nie te wag vir die oordeelsdag nie. En dit is die oordeel dat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig, omdat hulle werke boos was. Hulle het nie na Jesus gekom nie. En daarom kan hy nie bestaan in die oordeelsdag nie, geliefde, want hy moet voor God staan. En hy kan nie daar staan. My broeder en suster, u en ek kan nie met ons vuile hande en ons voete en ons hart daar kom staan nie. Want dis 'n heilige God. Dis 'n rein God, hy's heilig, hy's regverdig. Hoe kan die mens met sy vuil hart voor 'n lewende, rein en heilige God kom staan, voor wie die engele die serafs vanaand uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. Maar hoe gaan die regverdige dan daar staan? Die woord van God sê dat hierdie ongelukkige mens kan nie daar bestaan nie. Hy kan nie, maar hoe kan die kind van God dan bestaan? Weet jy hoe? Daar was 'n kruis op Golgotha geplant. En aan daardie kruis van Golgotha het die reine, die heilige Seun van God gekom hang. En daar, in my plek, in u plek, het hy die oordeel van God op hom gekom neem. Jesus het klaar die oordeel gedra. Hy wat in my glo, word nie veroordeel. Want ek het klaar sy oordeel gedra, wil die Seun van God sê. En wanneer, geliefde, wanneer die oordeelsdag dan kom, hulle wat in Jesus glo, word nie veroordeel nie, want hy het ons klaar ons oordeel gedra aan die kruis. Maar die goddelose mens wat die ongelukkige mens is, geliefde, hy wou nie vir Jesus aanvaar as die een wat sy oordeel gedra het nie. En daarom kan hy nie voor God kom staan nie. Maar die kind van God kom staan voor hom, nie uit onsself nie, maar omdat die Seun van God in ons kon staan.
Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Het jy al in Jesus geglo? Het jy al gekyk na die kruis van Golgotha en gesien hoe dat hy die oordeel gedra het? En sal jy dan nie kyk na hom opnuut vanaand? Vlug na hom, ontvang hom. Dan sal jy voor God kan staan, maar die goddeloze mens kan nie daar staan. Maar daar is een tweede mens, die ongelukkige mens, geliefde, die sondaar kan ook nie bestaan nie. So is die goddeloze mens nie maar soos kaf wat die wind verstooi. Daarom sal die goddeloze nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Die sondaar is dieselfde as die goddeloze, dit is 'n mens sonder God. Maar geliefde, hy word meer omskrywe, die sondaar, die woord sondaar hier beteken iemand wat die doel gemis het. En om die doel te mis in God se taal beteken jy mis vir God, jy mis vir Jesus. Jy het vir Jesus gemis in die lewe. Jy het jou eie geregtigheid probeer uitwerk om in die hemel te kom. Jy het gedink as jy predikant is of as jy ouderling of diaken is, dan is jy reg, dan kan jy op pad hemel toe gaan. Dit is nie so nie, geliefde. Jy moet vir Jesus hê. Die sondaar is iemand wat die doel gemis het. Hy het vir Jesus gemis, dit was die doel van God. Daarom is hy 'n sondaar. Hy sal nie bestaan in die vergadering van die regverdiges nie. Die vergadering van die regverdiges, die samekoms van die regverdiges, daar waar ons saamkom in die Vaderhuis, as 'n vergadering eintlik ook 'n ander Hebreëse, tenminste 'n ander betekenis van die Hebreëse woord van die vergadering beteken om familievergadering te hê. Want die sondaar het geen deel aan die familie van God nie. Hy is nie weergebore nie. Hy is nie uit God gebore nie. My broeder en suster, en ek kan vanaand uit die beste familie in Suid-Afrika gebore wees. Maar as ons nie uit Jesus gebore is nie, is u nie deel van die goddelike familie nie. Hoe lyk die lewe? Is hy weergebore? Uit God gebore. Die sondaar, geliefde, hy mis die doel. Daarom kan hy nie bestaan. En hierdie familiekring van die regverdiges nie. Regverdige is iemand wat vry verklaar is. Iemand wat vry verklaar is. Onskuldig verklaar. Want Jesus het sy skuld gedra. Ontsluit. Hierdie ongelukkige mens, geliefde, is ongelukkig. Omdat sy pad, sy weg vergaan. Maar die weg van die goddelose sal vergaan, doodloop. Die goddelose mens, geliefde, is 'n mens wat ongelukkig is, want hy het in 'n doodloopstraat beland. Sy pad is 'n doodloopstraat. En 'n doodloopstraat beteken dat hy kan nie niks verder gaan nie. Hy het die eind van die pad bereik. Daar is geen ander uitweg nie. En vir die goddelose mens, geliefde, wat op hierdie pad beland het, daar is geen terugdraai nie. Hy het die eind van sy pad bereik. Die Hebreëse woord vir vergaan beteken ook letterlik om verdwaald te wees. Om soos 'n verdwaalde op 'n verlore pad is die ander Afrikaanse woord vir vergaan. Om op 'n verlore pad te kom. My broeder en suster, die mens wat op hierdie pad is 'n ongelukkige mens. Want sy ongeluk bestaan daarin dat hy op 'n pad
wat hom laat verdwaal het. Hy is 'n verlore mens. Die weg, geliefde, beteken sy lewensweg, sy lewenswyse. En sy hele lewenswyse, en op sy hele lewenspad, het hy die eind van sy lewe bereik, geliefde, die pad waarvan Spreuke vir ons die ontsettende woorde sê. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. En iewers in Spreuke staan dat die eind van die pad is vol skimme, die dood. Daar's 'n weg wat vanaand vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is dood. Sy weg vergaan. Die Here ken die weg van die regverdige, sê in die vorige paar lyntjies. Hy ken sy pad, geliefde, van die regverdige is 'n mens wat vir Jesus gevind het as die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal uitgaan en hy sal weiden vind. U moet by die weg kom, dan is hy gelukkig. Maar die mens, geliefde, wat 'n goddelose, wat ongelukkig is 'n mens wat op 'n weg is waarvan die einde die dood is, verlore, verdwaald. Want hy is sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, hy is sonder Christus. Hy is op 'n verdwaalde weg. Kan jy sien waarom hy ongelukkig is? Is u vanaand nog hierdie ongelukkige mens? Die ongelukkige mens wat 'n goddeloos, wat sonder God, sonder Jesus is. Die ongelukkige mens wat so skaf is, wat deur die wind verstrooi word en uiteindelik in die onuitblusselike vuur verbrand word. Onuitblusselik. Jy brand, maar dit brand vir ewig. Is hy vanaand die goddelose mens, die ongelukkige mens wat nie kan bestaan in die oordeel van God nie, omdat die oordeel vanaand nog op die rus. Die sondaar wat die doel gemis het en wat nie in die familiekring, in die familievergadering van die regverdiges kan bestaan nie. Is hy die ongelukkige mens wie se weg verdwaald, verlore, die einde daarvan die dood is. Dan kom staan weer Jesus vanaand voor u. Hy is die bron van alle ware heil. Hy is die bron, hy is die gewer van geluk. En hy kom sê vir u en vir my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wil hy dan nie na hom te kom nie? Wil hy dan nie vanaand vlug nie? Wil hy dan nie hart vir 'n lewe vir hom oopmaak, dat hy inkom, dat hy vir u die gelukkige mens maak, kind van God? Is u gelukkig? Is u vanaand gelukkig, u wat kan sê, ek is 'n kind van God, dat het oomblik in my lewe gekom toe ek gered is? Of het daar ongelukkigheid in die lewe ingekom, omdat hy afgedwaal het, u die pad verloor, u die pad wyster geraak, u het beland op hierdie pad, wat nie deur God geken word nie, en u self ken nie die pad nie. Vlug dan, kom terug, kom na hierdie weg, die welgeluksalige weg, die gelukkige pad. Kom terug na Jesus. Kom gee jou lewe aan hom oor en kom vertrou die Heilige Gees om jou rein en heilig te maak. En hy sal jou weer plaas op hierdie pad, wat gelukkig eindig. En jy sal die ongelukkige pad ontvlug van die ongelukkige mens. Hy help jy daartoe.
Amen. Onze hemelse Vader, ons kom buig voor u in aanbidding. Dankie vir uw goddelike woord. Here, uw woord het vandag vir ons geskilder, die gelukkige mens en vanaand die ongelukkige mens. Wat een van die twee is ons. U weet, die Heilige Gees van God weet. En ons weet. Here onze God, as hier vanaand iemand nog sit, wat ongelukkig is, wat nog so skaf deur die wind verstrooi word, op wie die oordeel van God nog rus, sal u dan in die tere liefde daar die sondaar mens oortuig van sy ongelukkigheid of van haar ongelukkigheid en dat hulle vanaand sal terugkom. Maar Here, mondelik sit hier 'n kind van u wat ook ongelukkig is. Daar was 'n tyd in sy of haar lewe toe hulle die geluk gesmaak het van die lewe van die Here Jesus in ons hart. Maar vanaand is dit alles koud. Dis alles dood. En ek is dood ongelukkig. Bring u kind terug, Here. Bring vir hulle terug na u weg. Na daardie geluksalige weg van die regverdige mens.